Wat ons gaan lees, en ons gaan nie vandag dit lees nie, ek gaan nie daarna verwys, met ons Kerssangdiens, is juist daai bekende gedeelte uit Micha 5, waar daar 'n profesie was, 'n voorspelling in hierdie tyd, dat daar iemand gaan kom, en ek gaan vinnig daarna kyk, Micha 5, maar jy Bethlehem Efrata, al is jy gering in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom, om 'n heerser te wees in Israel. So dis die teks wat ons gaan lees met die Kerssangdiensgeleentheid. Maar iets wat so hiermee saampraat, is die gedeelte vanoggend, en nie op die oog af nie, uit Micha 4. Lees jy Micha? Dis dikwels 'n moeilike boek. Mense haal Micha baie keer nie aan nie. Mense het nie Bybelstudies oor Micha nie, mense het nie stilte tyd saam nie, gaan nie, want dit is, as jy so vinnig na die boek kyk, 'n baie moeilike boek, met klomp oordeelspreuke. Maar ek wil van jou vandag 'n teks oopbreek hier in Micha 4, wat jou anders sal laat kyk na die res. Micha 4, lees uit die 2020 vertaling, ons lees vanaf vers 1. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge. Ja, hy sal bo die heuwels uittroon. Volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy weë kan leer, en ons op sy paaie kan volg. Ja, uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. Hy sal reg spreek tussen baie volke en die reg handhaaf vir talryke nasies tot in die verste uithoeke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeimesse. Nasies sal nie meer die swaard teen mekaar opneem nie. Hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie. Maar elke man sal onder sy wingerd en onder sy vyeboom sit, sonder dat iemand hom opjaag. Die Here, heerser oor alle magte, het dit immers self gesê. Selfs as al die volke elkeen in die naam van sy God voortgaan, sal ons in die naam van die Here, ons God voortleef, vir altyd en altyd. Op daardie dag is die uitspraak van die Here. Sal ek die gebreklikes bymekaar maak, die verstrooides versamel, ook hulle wat ek sleg behandel het. Ek sal die gebreklikes 'n oorblyfsel maak, en die wat ver weg was, 'n sterk nasie. Die Here sal op die berg Sion oor hulle koning wees, van nou af tot in ewigheid. Ek lees vandag net tot hier, geliefdes. Ek wil saam met jou rustig raak en in gebed tree, en daar ook in ons gebed ons geloof bely. En net nadat ons dit gedoen het, sonder verdere aankondiging, terwyl ons so bly sit, dan gaan ons sing uit Vlam 51, Koning van my hart. Maar terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë. Here, as ek vanoggend hier kom sit, is dit nie die eerste keer hierdie week dat ek met u praat nie. Ek lewe elke dag in die teenwoordigheid. Ek deel met u die dinge wat my pla, die dinge wat my bang maak, die dinge wat my opgewonde maak, die dinge wat my gelukkig maak. Ek lewe my lewe in u teenwoordigheid. Ek weet elke tree wat ek gee, is u by my, is u langs my. Ek weet u ken my beter as enige iemand anders. U het my gevorm na u beeld. U het gekom, toe die gaping tussen ons te groot was om u lewe te gee. U het gekom as 'n gewone mens, gebore uit 'n maagd Maria.
het swaar gekry hier op aarde. Dit was nie maklik nie, veral die laaste 3 jaar van u lewe. U is oorgegee om verhoor te word, om onskuldig skuldig bevind te word. U is oorgegee om aan 'n kruis staan, sodat die dood oorwin kon word en die graf kon leeg wees, sodat u kon opvaar om weer terug te keer. Deur die Heilige Gees is u gedurig besig met my. Somtyds die gevoel wat opkom, somtyds 'n stemmetjie wat hier in jou kop praat, somtyds net die gewaarwording van iets wat jy moet doen, of iemand vir wie jy moet bid. Dankie Here dat u my werkdag om u woonplek te wees. Dankie dat u met my werk, dat u deur my werk. Dankie dat ek kan deel wees van een heilige algemene Christelike kerk, dwars oor die wêreld. Stemme sal ons nie stil word nie, Here. Dankie dat u my heilig maak. Dankie dat u my status verander van sondaar na verloste. Dankie vir 'n ewigheid wat voor my lê, waarna ek kan uitsien. Dankie vir die oorwinning ook oor my dood. En daarom, omdat ek 'n dankbare wese is, Here, bid ons ook vanmôre vir mekaar. U weet wat my grootste versigtiging is. U weet wat in my hart lê. U weet wat ek nodig het om my lewe nog voller te maak, Here. Vir u is niks onmoontlik nie. Doen wat net u kan doen. Wees teenwoordig soos wat net u is, Here. En dit wat ek vra is nooit 'n bevel nie, nooit 'n opdrag nie. Dit kom altyd uit dankbaarheid oor dit wat ek reeds ontvang het. Voor ons lê 'n lang naweek, 'n paar dae wat af is. Van ons maak planne, van ons moet op paaie ry, van ons moet van een plek by 'n ander uitkom. Here, hou u veilige hand van bewaring oor elkeen. Wat 'n voorreg om u te ken. Wat 'n voorreg om u te dien. As daar tye is waar ek nie leef soos wat ek moet leef nie, ek het berou, Here. Ek vra vergifnis. Ek wil u genade nie goedkoop maak nie. Somtyds leer ek ook uit my foute uit, Here. Dankie dat u geduldig is met my. As gemeente bid ons nou, dat u wil sal laat geskied. Met ons geliefdes, met almal in die wêreld. Amen. Micha, is nie baie hoofstukke nie, maar hy lees moeilik. In die eerste plek is dit moeilik om hom in die hande te kry, want hy laaste 12 profete aan die einde van die Ou Testament lees so op mekaar en hulle is maar dun boekies. Maar die oomblik as jy wel vir Micha kry, staan daar goed wat mense nie graag wil hoor nie. Jy wil nie hoor van ouens wat met God gemors het en sy goedheid misbruik het en nou ewe skielik het die tyd uitgeloop en hulle kierangs gaan braai nie. Jy wil nie hoor van mense wat God se teenwoordigheid eintlik as vanselfsprekend aangeneem het en hulle eintlik nie aan hom gesteer het nie. En nou het kry hulle te doen met sy woede en sy wraak nie. Ons wil nie vir Micha in die erediens lees nie, ons wil nie vir hom met Bybelstudie lees nie, ons wil nie vir hom in ons stilte tye lees nie. En baie keer wil ons net fokus op goed voel boodskappe. Ek stap by 'n kerk en ek wil nie beswaar daar uitstap nie, ek wil ligter voel, ek wil beter voel. Wel, ek kom sê vir jou een ding, lees jy vinnig so bo oor Micha, gaan jy vinnig die boek toemaak. Dis wanneer jy begin dieper lees, en werklik hoor wat daar staan,
dat daar soveel beloftes van hoop en redding is. Eintlik is die boek Micha vol woorde wat 'n mens anders na alles laat kyk. Die boek Micha praat van 'n oomblik wat gaan kom, wat alles gaan verander, wat dinge nooit ooit weer dieselfde is nie. Paar goed oor Micha. Eerste ding, dis nie kronologies nie. Jy begin nie by hoofstuk 1 en eindig hier by 6, 7 en jy volg op mekaar nie. Micha 1 volg partykeer na Micha 5. Soos wat die profesie gekom het, so het dit oorgebring. Die goed volg nie op mekaar nie. Jy wys partykeer terug, jy gaan partykeer vinnig vorentoe. En die tweede ding, jy werk ook nie hier met 'n verhaal met 'n karakterlyne en ouens wat sleg is en ouens wat goed is nie. Met dit in gedagte begin jy na die boek Micha kyk en jy kom agter dit was 'n wrede tyd. Dit was 'n goeie tyd net vir 'n spulletjie mense. Vir die res van die ouens, hulle het bitter swaar gekry. Dit was 'n wrede tyd waarin hierdie profeet praat. Micha 2 word dit beskryf. As daar geskryf, grondeienaars het nagte wakker gelê om aan planne te werk hoe om nog grond in die hande te kry. Hoe om nog gewone armoedige mense uit hulle eiendom te kry sodat hulle eiendom meer kan word. Dan gaan jy aan in Micha 2. In hierdie proses het vrouens en kinders hulle huise verloor. Die ryk grondeienaars kry al hoe meer eiendomme, verdryf die vrouens en kinders uit hulle huise uit, koop dit vir 'n appel en uit daai geldjie hou 'n rukkie, en dan is hierdie vrouens en kinders op straat. Jy lees daarvan, van leiers, wat veronderstel is om na mense te kyk wat hulle uitbuit en onderdruk. Jy lees van mense wat uitgebuit word. Elke arbeider ontvang nooit die loon wat hulle moet kry nie. Jy lees van mense wat omgekoop kan word. In howe, soos jy jou saak hof toe bring, gaan oor die geld wat jy onder hierdie tafel deurstoot. As jy eerlik en opreg probeer wees, jy gaan nie regkom nie. Maar jy leer ook van profete in daai tyd, in Jerusalem, wat omgekoop kon word om 'n goeie boodskap te bring. Jy kom met 'n sak vol geld na 'n profeet toe en sê vir hom, hoe lyk my toekoms? En hierdie ou gee vir jou 'n rooskleurige beeld, want wie wil nou groot geld betaal vir slegte nuus? En dan het jy daai tyd ook gekry die voorspoedsteologie. Leiers in die kerk wat gesê het, hoor die God is by ons teenwoordig. Hy bly daar in sy tempel. Jy kom dalk nie daar nie, maar hy is daar. Dit sal nooit sleg gaan met jou terwyl God by jou is nie. So gaan doen wat jy wil doen, ignoreer hom as dit moet, weet hy is daar, en as jy hom nodig het, jy weet waar hy bly. Maar moenie bekommerd wees nie. Terwyl God daar in sy tempel bly, sal alles goed gaan met jou. En dan kom Micha. Hy kom van 'n plekkie met die naam van Moreset, so 40 km van Jerusalem af. God openbaar homself aan Micha en sê, gaan verkondig hierdie woorde aan my gemeente in Jerusalem. So nou wat jy weet, in Jerusalem is die profete altyd besig met goeie nuus. Dit kom wel teen 'n betaling, maar dis altyd goeie nuus. En dan daag Micha op. En is heeltemal die teenoorgestelde. Dis nie eens halfpad slegte nuus nie. Dis moeilike nuus. En hy vat alles aan wat verkeerd gegaan het. En hy sê dit moet op die naam. Al hierdie ouens wat die ander ouens uitbuit. Al hierdie mense wat die vrouens en die kinders op straat laat sit. Al hierdie ryk mense wat nog meer inpalm ten koste van ander. Al hierdie ouens wat hierdie Sionsteologie verkondig van God is hier, al steur jou nou nie in hom nie. Dit sal goed gaan met jou. En hy sê, ekskuus ouens. Ek bring vir julle 'n bietjie slegte nuus. Eintlik bring Micha vir hulle 'n vraag van God se kant af. Micha kom nie en hy praat oor God nie. Micha bring God se woorde. En dan vra God, wat het ek aan julle gedoen? Ek wou vir julle net goed wees.
Want julle leef asof ek nie hier is nie. En julle maak planne asof ek nie eintlik bestaan nie. En julle beplan julle toekoms asof ek lankal dood is. En dan vra God verder, Micha 6, maak ek julle moeg? Maak ek julle moeg? Want alles wat julle met my doen en vir my gee en met my besig is afskeepgoed. Julle gee vir my afskeepwerk. Julle gee vir my afskeeptydjies. Dis vir julle moeilik om met my te praat. Julle gee vir my afskeepoffers. As jy Micha 6 gaan lees, dan kom jy agter God sê vir hulle, ek was nog die hele tyd op 'n ander manier daar vir julle. Onthou julle hoe ek julle uit Egipte gelei het? Onthou julle hoe ek julle deur die woestyn gelei het? Onthou julle die wolkkolom en die vuurkolom? Onthou julle hoe ek vir julle kos en water gegee het? Onthou julle die dag toe 'n ander heerser in die naam van Balak julle wil vloek en hy kry 'n waarsêer om dit te doen? Hoe ek die waarsêer se vloeke verander het in seëninge? Biliam. Onthou julle dit? Het is moeilik om hierdie goed te onthou as jy intussen geleef het asof jy dit vergeet het. 'n Mens lees byvoorbeeld in die Rigtersboek, Rigters 18, van een van die stamme van God se volk Dan, wat al vroeg besluit het om God nie eintlik te dien nie. Hulle het vir hulle afgod gekry, priesters aangestel om offers te bring en reinigingsrituele. 'n Mens lees dan van Rigters 18. En eintlik geweet God is daar, maar ons doen ons eie ding. Ons het hom nie eintlik nodig nie. En dan sluit die woorde af in Rigters 18. So het hulle bly leef, totdat die volk van God in ballingskap weggevoer is. 400 jaar nadat hierdie ouens van Dan besluit het, ons het God nie eintlik nodig nie, 400 jaar later sou Assirië kom en hierdie spul wegvoer in ballingskap. En dis van die tyd dat Micha nou praat. Hy sê God se geduld is nou 'n bietjie op met jou. Dis 400 jaar later. Julle doen dieselfde goed oor en oor. God se toorn ontbrand nou. God se moeilikheid is nou hier. In die oomblik toe God se toorn afgekondig word, toe sê mense, maar dis onregverdig, want God doen nou wat hy nie veronderstel is om te doen nie. Praat jy oor God se geduld, en ek voel dit in my eie lyf. Het jy agtergekom, ons verwag van hom soveel meer, as wat ons bereid is om vir mekaar te gee. Partykeer hoor jy mense sê, ek sal dalk een keer toelaat dat jy oor my loop, dalk 'n tweede keer, en miskien 'n derde keer, maar dan nie meer nie. Dan stop ek dit, ek maak die deur toe, ek skuif jou uit my lewe uit. Wanneer ons van geduld praat, en lankmoedigheid en vergifnis, het ons partykeer een stel reëls vir ons, en 'n stel reëls vir God. En God kom uiteindelik hier en hy sê, die tyd is op, die geduld is klaar. Julle gaan weggevoer word in ballingskap. Die tempel gaan vernietig word, Jerusalem gaan in ligte laaie staan, hulle gaan julle hier uitlei as slawe. En dit gaan 'n moeilike tyd vir julle wees. En dan as jy Micha 6 lees, en ek verduidelik daar, want Micha 4 kom voor Micha 6, maar dit vind eintlik na die tyd plaas. Oomblik as Micha sê, die tyd is verby, dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Die ouens sê, ons hoor. Ekskuus vir ons geskiedenis, ekskuus vir die kere wat ons ongehoorsaam was, ons hoor. Daar is geen verskoning nie, ons pleit nie vir versagtige omstandighede nie, ons luister, ons is tot ons sinne geruk. Maar hoe kon ons dit nou regmaak, Here?
God het op 'n stadium ook vir Jona gestuur na Ninive toe. Selfde boodskap. En dan lees 'n mens, Ninive het teruggedraai na die Here toe en sê, ons wil nie net jammer sê nie, ons wil jammer leef. Maar nou sit die spul in Jerusalem, Micha bring die boodskap, hulle weet hulle is verkeerd, hulle weet hulle is skuldig, hulle maak geen verskonings nie, maar dan vra hulle die vraag, maar hoe kan ons dinge regmaak? Wat kan ons doen? En dan het hulle ewe skielik 'n beter vraag. Wat kan ons gee? Maar jy sien, in daai tyd was dit die gebruik, en hierdie ouens het soveel afgode gedien, dat hulle vergeet het met wie hulle hier te doen het. Dit was die gebruik om afgode om te koop, om tyd te koop, om afgode te paai met offers. En dan kom hulle en probeer dieselfde hier doen. Kan ons 'n offer bring? Dit is my so kosbaar, Micha 6, al die opsies. Kan ons kalwers vir u bring? Gaan u tevrede wees? En dis goeie kalfies. Of kan ons duisende ramme bring? Of kan ons 10.000 offers van olie bring? Klomp kanne. Of Here, as u dit wil hê, kan ek een van my kinders kom offer? Dit het gereeld vir afgode gebeur. Partykeer het mense groot gesinne gehad, as dit 'n moeilike jaar was daai gesin baie kleiner. Kan ons hierdie goed bring? Hoor jy, hierdie mense het nie eintlik berou nie. Hoor jy, hulle probeer maar net die God wat deur in sy tempel bly, paai. Probeer tyd koop. Probeer op hulle manier van vooraf begin, sonder om te sien wat werklik verkeerd was. As nie berou nie. So van offers bring gepraat op 'n stadium, sou Jesus sê in Matteus 5 vers 23 en 24, as jy die dag 'n offer bring en jy bring jou gawe na die altaar toe, en op pad na die altaar toe kom jy agter, maar jou broer het eintlik iets teen jou, gaan eers terug, los die gawe daar, gaan eers terug, gaan maak dit reg, en dan kom jy en jy bring jou gawe. Maar dis die grootste ding, 'n mens se uitkyk rondom skuld en sonde. Die oomblik as jy besef, ek is sondig, ek is skuldig, is die eerste ding wat jy nie moet doen om so vinnig moontlik daar uit te kom. Maar om eintlik vir jouself te vra, wat moet ek hieruit leer? Wat moet ek leer uit my foute uit? Dis nie my en jou doel om so vinnig as moontlik uit te kom en vir die Here iets vinnig te gee om te paai nie. Die vraag is, wat moet ek leer hieruit? En hoe moet ek verder gaan leef om nie met genade wat so duur was, goedkoop om te gaan nie? Maar die spul wil dit nie doen nie. Wat bring ons, Here? Kalwers, ramme, olie of kinders? Buitensporige, desperate voorstelle. Tragiese voorstelle. En dan vee God dit van die tafel af. Hy oorweeg dit nie eers nie. Hy antwoord nie eers nie. Wat hy wel antwoord. Los die kalwers in die krale, los die bokramme op die vlaktes, en los die olie in die kanne, en los jou kinders asseblief by die huis. En bring jou lewe. En dan kom ons uiteindelik by Micha 4. En hier praat die profeet eintlik met 'n klein groepie wat oorgebly het, wat nie offers wil bring nie, wat werklik berou het, wat werklik teen die Here leef. En dan sê Micha, hier kom 'n moeilike tyd. Julle gaan weggevoer word, julle gaan in ballingskap gaan,
Julle gaan alles verloor, julle gaan slawe word. Maar daar kom 'n tyd. Nou die oomblik as jy die woorde hoor, daar kom 'n tyd, dan moet jy weet, hier kom iets wat heeltemal anders te gaan wees. Hier kom iets wat jy glad nie kan vergelyk met dit wat jy nou het nie. Daar kom 'n tyd wat wonderlik gaan wees vir die kind van die Here. En dan praat hy van absolute harmonie. Wat is harmonie vir ons jonger ouetjies hier? Dis wanneer dit werklik vrede is. Werklike, hardnekkige, ware vrede. Dis harmonie. Tussen mens en mens, tussen God en mens. Veral tussen God en mens. En Micha maak dit duidelik, daai harmonie is nie nou al hier nie. Daar kom nog ballingskap, daar kom nog swaar tye, daar kom nog moeilike omstandighede, want julle het goed om te leer. Maar daar's 'n verandering op pad. Daar's 'n oomblik wat alles anders gaan maak. En dis nie net 'n nuwe fase van die geskiedenis wat aanbreek nie. Jy moet weier en dieper dink. En dan beskryf hy hierdie oomblik en hy sê daar gaan 'n tyd kom in die laaste dae sal die berg van die huis van God vas en stewig staan en bo alles uittroon. Nou mens sou kon dink, hy praat hier van die tempel wat nou afgebreek gaan word, wat weer opgebou gaan word. Hy praat hier van die volk wat weer terugkom van die ballingskap. Julle gaan nou weggevoer word, maar julle gaan weer terugkom. Julle gaan hierdie tempel weer opbou en dis 'n vaste huis. Nee. Dis hier waar die Hebreëus baie mooi inkom. Die woorde huis van die Here is Bayit Yahweh. Bayit kan beteken huis, woonplek, tempel of familie. Dit beteken ook familie. En dan kom jy agter, hier word van 'n ander tipe tempel gepraat. Nie een wie se planne jy op papier aantref nie. Uiteindelik sou die volk terugkom na die ballingskap. Hulle sou die tempel weer opbou. En dis voor hierdie selfde tempel wat Jesus op 'n stadium Johannes 2 sou staan en sê, hoor hierso, breek hierdie tempel af en ek sal hom vir julle in 3 dae opbou. Die Jode was kwaad en sê, hierdie tempel het 46 jaar gevat om opgebou te word en jy sal hom in 3 dae afbreek of opbou. En dan staan daar, Jesus het eintlik gepraat van die tempel van sy liggaam. En dis wat hierdie gedeelte in Micha 4 al kom sê. Daar kom 'n dag waar die berg van die huis van die Here, Bayit Yahweh, vas en stewig sal staan en uittroon bo alle heuwels. En alle volke sal na hom toe stroom, gaan lees dit gerus weer, en alle nasies sal sê, kom ons gaan soen totdat ons sy weë kan leer en sy paaie kan volg. En alle nasies tot in die uiteinde van die wêreld sal met sy geregtigheid te doen kry, sodat hulle swaarde sal smelt en ploegskare sal maak, en hulle spiese sal smelt en snoeiskere kan maak, want hulle moet werk aan 'n oes. Lees nou die dag, mense hou hulle self besig om te dink, wanneer word die 3de tempel nou gebou? Mense wat nog nie agterkom, wat Johannes 2 sê, Jesus is die ware tempel. Dis die oomblik wat alles verander het. Dis die oomblik wat alles so nuut gemaak het, dat niks ooit weer
dieselfde was nie. Daar kom 'n dag dat die berg van die huis van die Here bo alles sal uitstaan. Bayit Jahweh, die woonplek van God, wat onder mense kom woon het, sodat hy my en jou lewens tot tempels kan maak. Paulus het op 'n stadium mooi deurgee, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempels van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel is heilig en die tempel is julle. Wil jy weet hoe leef mens nader aan die Here? Deur te weet, die ware woonplek van God het ook jou lewe 'n tempel gemaak. God is by jou teenwoordig, nie 'n uur op 'n Sondag in die kerk of 10 minute met jou dagstukkie nie. 7 dae 'n week, 168 ure, 1440 minute 'n week is hy by jou. Hou dit in gedagte. Wanneer jy praat, wanneer jy dink, wanneer jy optree, wanneer jy beplan. So sou daar 'n oomblik kom waar die Bayit Jahweh, die tempel van God, onder mense kom woon het. En kyk, die nasies het nader gestroom. Die volke het gegaan en gesê, kom ons gaan leer van sy weë. Kom ons volg sy paaie. Die mense was verbaas oor elke gebreklike wat nader getrek is. Elke randfiguur wat kon deel word. Mag ek en jy dit nooit vergeet nie. Amen. Here, ek wil dit onthou. Ek is deel van hierdie dag wat aangebreek het. Uiteindelik sou hierdie volk, wat U eintlik nooit lief gehad het, nie weggevoer word. Hulle sou ook weer terugkom. Die tempel sou herbou word. Maar die ware tempel het anders gelyk. Dankie dat ek U woonplek mag wees. Dankie dat U nes geskrob het in my lewe. Help my, Here, om dit altyd in gedagte te hou. Amen. Dankie, Here, dat ons hier uitstap met U teenwoordigheid by ons. Vul ons met U wysheid, U insig. En laat ons vaskyk, Here, teen die hoop, U hoop wat in ons leef. Amen.